Julle onthou dalk van laasweek dat ek genoem het dat Margaret Gardner op hierdie maand 'n voorblad van Red Rose is. Gaan kyk gerus na daardie artikel, dit is uiters interessant. En hier sit sy nou by my in die ateljee. Goeiemôre Margaret, baie welkom by ons vandag. Baie dankie, ek voel tuis. Ek is baie bly om dit te hoor. Ons gesels oor jou nuwe boek en die titel het ek hierso, Bedorwe skoonheid Joey Superstar. Hy's op Joey Superstar, hy's ook beskikbaar in Engels. Vertel vir ons, waaroor gaan hierdie boek? Ek gaan Engels praat asseblief, omdat my woordeskat is nie so groot nie. Dis 100%. It's a book about good girls who get damaged and fight back. It's set in New York and in Los Angeles, and it's set against a backdrop of movies and modeling in the 1980s. That's the tinsel. The reality of it is about a woman who's using bad coping methods and is self-damaging. And it's her journey, her arc of self-discovery, self-confidence, and the power to make changes wat nodig is. Wel, dit was baie mooi gesê. Die boek raak ook aan geestesgesondheid. Watter tema wil jy oordra? Watter boodskap wil jy oordra aan die leser? Ek dink dit is baie belangrik dat as ons voel dat ons nie onsselfde is of ons probleme het, dat ons vra vir hulp. Ja. Baie mense voel nie op hulle gemak om 'n sielkundige te gaan. Ja. En as die wêreld is te groot vir jou, jy moet nie jouself laat seelmaak. Ja. Jy moet iets doen, jy moet vir hulp vra en jou lewe verander. Ja. En die boek, die temas wat jy aanspreek, word nie soos hulle in Engels sê, gesugarcoat nie. Ja. Waarom het jy gevoel is dit nodig om so hard en duidelik oor van hierdie temas te praat? Ek is baie bekommerd daaroor, omdat die lewe wat Joey Superstar lewe is een waarin hulle vloekwoorde gebruik. There's sex, there's drugs. These are not things I would ever do. It's not something that I advocate for women to do, but it's an outgrowth of unhealthy coping mechanisms. Yeah. And what happens to young girls is when you come into an environment in which you're uncomfortable in and everyone's doing it, suddenly, in order to be accepted, your center tilts, and you find yourself doing these unacceptable things. And this is like a warning. You know, be true to yourself. Do not let your boundaries fade. So. Ja, en moenie ingee vir daai groepsdruk nie. Ja, so, baie belangrik. Ja, en as jy dan nou vandag vir die kykers kan sê, waarom moet hulle jou boek koop en lees? Ek dink dit is 'n baie goeie boek vir vrouens. Ek hoop dat mense sal geselskap hê en 'n kans kry om te sê, luister, nie hierdie presies ding, maar iets naby dit het met my gebeur. Ja. En laat ons daaroor praat, sodat julle jong mense nie op dieselfde pad sal stap nie. Nou, hierdie boek se publikasie was natuurlik 'n groot hoogtepunt, maar kortliks, wat lê volgende voor vir Margaret Gardner? Wel, dis 'n bietjie van 'n scoop. Ek het net the International Who's Who. I've been awarded the Media Prize. Wow. So I'll be going in Cyprus in June to go and receive that. Wow, dit is wonderlik. Baie geluk en dankie dat jy dit hier vandag by ons gedeel het. En baie dankie dat jy vandag by ons gekuier het en dankie vir hierdie kosbare boek wat jy geskryf het. Ek dink dit is so nodig in die wêreld waarin ons vandag lewe. Dankie Margaret. Het is ongelooflik om terug te wees. Ek voel tuis. Dankie. Dankie.